Goeiedag lieve vriende, baie welkom by die erediens-uitsending van NG De Bruin Park vir die 28ste September. Ja, ons gaan vandag 'n bietjie verder met ons reeksie onder die tema soos in die hemel, so ook hier op die aarde. En ons praat vanmôre baie spesifiek oor die hele ding en die hele gedagte dat ons as gelowiges hande moet vat. En dit gaan oor hande vat nie net as gemeentelede onderling onder mekaar nie, maar ook die uitdaging om as kerk van die Here hande te vat dwars oor die wêreld, om iets te demonstreer van die grootheid van die koninkryk van God. Ons is mos nou in koninkrykstyd. Hoe lyk hierdie koninkryk oor die wêreld? Wat gaan aan in hierdie koninkryk oor die wêreld? En om ietsie daarvan so 'n bietjie in ons midde te lê, gaan ons vandag lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. Nou as 'n mens 1 Korintiërs begin lees, trouens Paulus se briewe is nogal volop van ook die hele gedagte van die stryd in die kerk. En miskien moet ons hier begin. As ons die bede bid, soos in die hemel, so ook op die aarde, dan maak daai bede iets by ons wakker van dat ons moet streef na 'n koninkryk van God hier in die kerk, gestalte gee aan 'n koninkryk van God hier op aarde, wat nogal hoë standaarde stel, nee, as ons wil dink soos in die hemel. Hoe gaan ons dit regkry? En voor ons nou by die brief aan die Korintiërs kom en sy ontstaan, kom ons praat net eers 'n bietjie oor Handelinge. Die boek Handelinge begin met die uitstorting van die Heilige Gees, en dan sommer vroeg in Handelinge begin ons lees van die eerste gemeente daar in Handelinge, en dan lees ons, hulle het hulle goed verkoop en met mekaar gedeel, en hulle het saam geëet, en die ouens wat te min was, het nooit te min gehad het, of min gehad het nooit te min gehad nie. So die ouens wat meer gehad het, gedeel met die wat min gehad het, en mens kry dadelik hierdie idee van, hier's nou iets besig om neer te daal hier in Jerusalem van die ware kerk, die hemel op aarde, hierdie plek. En ek dink, miskien het baie van die gelowiges, veral miskien die armer mense wat kare gehad het, skielik ervaar, maar hoor, hier is 'n klomp mense wat nie omgee om met ons te deel uit hulle oorvloed nie. Maar in 'n sekere sin was daar die utopia wat amper vir 'n oomblik ons van lees daar in Handelinge se begin, maar van korte duur. Want in hierdie kerk in Jerusalem was daar 'n mooi stuk samewerking tussen die Christene wat daar was, maar die diversiteit het bietjie ontbreek. Die oomblik as die vervolging in Jerusalem begin en die kerk onder die sendingwerk van Paulus word uitgebrei na die ander wêrelddele, Klein-Asië en later Rome se kant toe en nog verder, dan kom daar 'n diversiteit in die kerk na vore wat eintlik nuwe uitdagings stel. En ook goed so, want as die kerk van die Here Jesus net in Jerusalem bly voortbestaan het, en dit was hierdie klompie ouens wat by mekaar is, en nadat hierdie klompie ouens word wat dieselfde is, selfde geloofsagtergrond, selfde vooruitsigte, dan was dit nie verteenwoordigend van die koninkryk van God wat hy oor die wêreld wou laat uitbrei, sy opdrag aan sy disippels voor Handelinge, einde van die Matteus evangelie, gaan dan na al die nasies toe. En daai oomblik as die Here Jesus Christus hierdie woorde vir sy apostels gee, het hulle waarskynlik nie besef wat die uitdaging gaan wees om hierdie evangelie te versprei na al die nasies toe. En dit sou tot gevolg het, en dis waarmee Paulus hierso in die gemeente Korinthe worstel, dat daar mense uit verskillende kultuuragtergronde en verskillende godsdienstige agtergronde in een gemeentetjie saamkom, en met elkeen sy eie stukkie bagasie en verlede en sy eie drome en hoe godsdienst moet lyk en al daai dinge, word hier nou 'n gemeentetjie saamgesit en gemeentes saamgesit oor 'n groter deel in die wêreld met 'n diversiteit van uitdagings. Dit gaan oor kultuurgeskiedenis, volksgeskiedenisse, en dan ook verskillende klasse, die ekonomiese klasse wat weer moet inpas in hierdie wêreld. En wanneer hulle in daai
gemeente instap, moet alles wat in die wêreld daar buite was en is, wat as kosbaar beskou is, skielik buig voor die ding van julle moet mekaar lief hê. En nou in die gemeente in Korinthe, ten spyte van, of eintlik te midde van die wonderlike gawes wat die Here ook in hierdie gemeente gegee het om die gemeente op te bou, vind ons dat Paulus hierso kom en vir hierdie mense sê, ons het 'n groot opdrag om uit te voer. Ons het vir mekaar in die verlede in hierdie gemeente al baie gesê, as Jesus na die aarde toe kom, ten spyte daarvan dat hy ons sondes vergewe en dit is gratis en verniet, het hy nooit standaarde verlaag nie. Daarom in die bergpredikasie dan sê die Here, daar vir julle gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, kom ons stel die standaard 'n bietjie hoër. Jy moet kan vergewe. Jy moet kan jou goed by die altaar los en gaan vrede maak daarso voor jy kan offer. Jy kom nie die offer hierso bring nie, dit moet help nie om hier voor die Here te staan en sê, Here, nou ja, hier maak ek nou 'n offer vir al my dinge wat verkeerd is, maar ek het nie daai verhouding herstel nie. Wie na 'n vrou kyk om haar en haar net begeer het, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Met ander woorde, die standaarde word heeltyd verhoog. Nou lees ons wat skryf Paulus hierso in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Hy sê, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. In elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om die woord van wysheid te praat. Aan 'n ander word 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. En aan een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen en ander die gawes om God se boodskap te verkondig en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Net so is die liggaam 'n eenheid, of so die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, so is al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam. So is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. En as die voet sou sê, omdat ek nie die hand is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou die liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog
kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam, wat as die swakste voorkom, is juis die noodsaaklikste. En die wat as minder fatsoenlik beskou word, klee ons met groter sorg. So word die onbetaamlike dele met groot betaamlikheid gekleed, terwyl die betaamlike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Daar is eerstens apostels, tweedens profete en derdens leraars. Verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan is daar die wat die gawe ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal miskien profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak, of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke? Lê julle dan toe op die allerbeste genadegawes. Vriende, dis tog glashelder. En ek dink as 'n mens hierdie waarheid nie wil raak sien nie, dan is dit doelbewus. Dan ontken jy in die eerste plek die Here as die hoof van die liggaam en die een konstante en stabiele, standhoudende faktor in die kerk van die Here. Daarom begin Paulus hierdie gedeelte met hierdie herhaalde uitdrukking, daar is hierdie gawe, maar is die een gees wat dit gee. Daar is hierdie ding, maar is die een gees wat dit gee. Die samebindende faktor is die gees, is die een waarom die spul draai. En maak nie saak waar en hoe hierdie gawes in die kerk versprei word nie, dit begin en dit eindig oor die gees, die beheer van God in hierdie gemeente. En daarom, die eenheid in die kerk is nie net iets wat ons nastreef nie, maar eintlik is die eenheid iets wat ons eintlik net van die begin af gekry het en wat ons aan verder gestalte gee. Hy rol net uit. Ek wil amper sê, dis soos 'n babietjie wat gebore word, wat by geboorte al die DNA in hom het om 'n volwasse mens te word. Die grootwordproses, die groeiproses moet aan mekaar uitgerol word. Maar in sy elke sel is die nodige DNA wat nodig is vir hierdie ou babietjie om op ouend 'n volwassene te word. Die kerk werk ook so. Christus, deur sy Heilige Gees wat in ons woon, is die een faktor. En as ons nie hierdie een faktor altyd eer en raak sien dat hy die belangrikste is nie, dan gaan ons begin fokus op onsself. Gaan ons van ander se gawes miskien onderskat of self oorskat, omdat ons nie die fokus op Christus hou nie. As ek en jy deel word of deel is van die liggaam van Christus, dan moet ons vir mekaar sê, het ek ergens 'n bepaalde doel en rol, nie deur my self bepaal nie, maar deur Christus wat vir my geroep het. En miskien laat dit ons, en dis die beeld wat Paulus van die liggaam gebruik, net besef, dat ek en jy wat deel van die kerk van die Here Jesus, die liggaam van Christus in die wêreld is, moet net dit vir mekaar sê. Dat ons uit Christus letterlik gebore is, deur die Gees wederbaar en deel geword het van die kerk. En daarom is daar niks om op te roem nie. Is alles wat ek het, selfs, dit is vir my baie interessant, dat hy selfs geloof as 'n gawe beskryf. Maar jy dink partykeer so, man, alle gelowiges is gelowiges en glo, en tog lyk dit vir my, wil Paulus sê, jong, party ons het 'n bietjie 'n gawe van bietjie meer geloof as die ander, en dan praat 'n mens
nou ingewikkelde goed. Al wat ek dink Paulus wil sê, is hy sê, maar een het die gawe van geloof ontvang, dat dit 'n ou is in die gemeente, wat hierdie ou is, wat sê, jong, dit lyk nou sleg in die wêreld daar buite, maar ons moet hou. Met ander woorde, sy geloof, inspirerende gedagtes en denke, wat al die ander ouens weer inspireer. Maar Christus, die Gees, die een Gees, bly die sentrale punt waarom dit draai. En ek kan nou nie anders as om vandag vir julle dit te sê nie. Julle sou onthou 2 Sondae terug het ons vir mekaar gesê oor die hele ding wat die NG Kerk slaag gekry het oor die geld, die 250.000 wat ons aan 'n kerkgenootskap geskenk het wat moes gaan in die Oekraïne, in Gaza gaan opheffingswerk doen. Weet julle wat is die hartseer? As ek hierdie ding so op die internet en op die webwerwe gekyk het, by wie het die NG Kerk slaag gekry? Dan was dit nie moslems nie. Dan was nie ongelowiges wat gesê het, wat maak julle daar nie? Dit was mede-gelowiges uit verskillende ander denominasies wat ons slaag gee. En nou kan ons nou vandag ook hierso voordoen, ons is die slagoffer. Maar ek noem hierdie voorbeeld net om te sê, dis soms goed, as ek en jy ervaar hoe dit voel om aan die ontvangkant te staan van kritiek. Want as ons dan nugter daarna kyk, dan besef ons net, hoe sleg is dit as ons soms kritiseer en afkraak. En daarom is my beroep vandag, dat ons nou maar wegstap van Gaza af. Maar met een les in ons kop, dat ons moet nooit so ver gaan om onnodig krities en afbreekend teenoor ander medegelowiges is te wees nie, en teenoor ander kerke en kerkgenootskappe nie. Die interessante is, baie keer as ek in groepe sit, Bybelstudies of geleenthede, en ons praat oor ander kerke, en dan is dikwels een van die vrae wat mense vir my vra is, hoorie, maar dominee, sê vir my, waaroor verskil ons? En nou voel dit vir my, dis sekerlik nou nie verkeerd om te gaan sê, hoorie, hier verskil ons so bietjie nie, maar dit voel vir my so half, asof ons so maklik in hierdie strik trap om te sê, Here, of dominee, waaroor verskil ons soveel, dat ons eintlik vir mekaar wil sê, ons moet niks meer hulle te doen nie. Wat is die verskil? Paulus trap nie in daai strik nie. Hy sê, wat is die samebindende faktor? Dis die Gees. Hy sê, daar is verskeidenheid. Ons gaan verskil. Ons gaan verskil hoe ons sing, ons gaan verskil in die vertalings van Bybels wat ons voorlief is, ons gaan verskil in ons tipe opleiding wat ons by verskillende instansies en teologiese fakulteite ontvang. Ons gaan verskil oor hoe vinnig, hoe stadig ons sing, ons gaan verskil oor die doop, ons gaan verskil oor die nagmaal, party wil die beker gebruik, ander wil die kelkie gebruik. Ons gaan oor baie dinge verskil. Maar Paulus sê, een ding staan vas, en dit is die Gees wat in ons woon. En daarom as ons nou in hierdie tyd praat oor hande vat, vriende, is die soos in die hemel, so op die aarde se fokus, dan juist dat ons vir mekaar sê, kom ons gee 'n bietjie gestalte aan daardie absolute vrede en eenheid wat in die hemeltroon of by die hemeltroon teenwoordig is. Die troongesig wat Johannes in Openbaring, ek dink is hoofstuk 3 kry, waar hy die 24 ouderlinge rondom die troon sien sit en hulle aksies wat hulle uitvoer, dan kry mens so die gevoel, daar rondom die troon is hierdie absolute eenheid. Hierdie 24 ouderlinge wat die Ou Testamentiese en die Nuwe Testamentiese tyd verteenwoordig, die 12 stamme en die 12 disippels, daarvoor Christus. Luister mooi, gaan lees dit 'n bietjie daar. As daar die trompet blaas, hulle sit op trone, hulle het krone op hulle koppe, as daar die trompet blaas, dan klim al 24 van hulle trone af. En dis nie nodig vir hierdie ou om daai ou te sê, hey, af van die ou troontjie nie. Hulle klim self af.
Daarmee wil Openbaring iets sê van hulle verlaat hierdie magsposisie of hierdie ereposisie van hulle en hulle gaan kniel verder om nog meer te sê ons is nederig en hulle haal hulle krone af en sit dit voor die lam neer om te sê ons is nie die ouens wat die krone behoort te dra en op troon hoef te sit nie. U dra die kroon, u sit op die troon. Daardie Ou Testamentiese en Nuwe Testamentiese kerk is nie verdeeld hieroor nie. Hier is nie ouens wat sê ons dink ons van die Ou Testament is so bietjie belangriker as julle van die Nuwe Testament. So ons gaan nou van ons troon afklim, ons hou ons krone op nie. Of die Nuwe Testamente kerk sal nie vir hierdie ouens van die Ou Testament sê julle is voor die tyd van Christus. Julle moet alles afhaal, ons sal maar liewer op ons troontjie bly sit. Eenparig kom hierdie 24, simbool van die Ou en die Nuwe Testament en hulle haal alles af, verlaat hulle trone, haal af hulle kroon, hulle sit dit daar neer voor Christus en sê aan U, heilig, heilig, heilig. Daar's geen twyfel in daardie troonverhaal wie in die middelpunt sit, wie die kroon dra en wie die op die troon sit nie. En Paulus probeer iets daarvan sê. In die liggaam van Christus gaan dit nie oor krone en trone vir my en vir iemand anders nie. Daarom sê Paulus hierso, party gawes lyk minder belangrik as ander, maar juist daarom klee God hulle met meer eer. God sorg vir hierdie balans. Dis van hierdie gawes wat baie O en A is, maar hulle is nie eintlik so belangrik nie. Die belangrikste is dat ons as kinders van die Here besef, daar is 'n verskeidenheid. In ons gemeente 'n groot verskeidenheid, hier's mense van verskillende agtergronde, verskillende gewoontetjies, verskillende skole, verskillende politieke partye, verskillende besighede, noem dit maar op. Maar in Christus is ons een. Dis mense met verskillende gawes, ouens wat goed kan bedien, ander wat meer musikaal is en daar bedien, ander ouens wat sê jong, ek dink ek kan so 'n bietjie voorbidding doen, ander ouens wat op die grond werk en sommer net graag mense bel en besoek, ander ouens wat meer belangstel in die kennis van die woord van God, maar vir elkeen is daar 'n plek en 'n funksie in die gemeente. En jy en ek kan alleen deel wees en deel bly van die liggaam van die Here Jesus Christus as ons sy heerskap, as God, as seun van God, as Heilige Gees in ons lewe werk en sê my gawes kom van U af. En dis net soos U wil, wanneer U wil. Ek is in U diens. En daarom vriende, kom ons vat hande. Ek wil vandag sê, elkeen van ons wat hier so sit in hierdie gemeente, moet vandag in ons hart hierdie voorneme maak en hierdie besluit neem, dat ons hande vat voor ons koppe was. Ons kan so mekaar se koppe was, in gemeentes, tussen gemeentes, in kerke, tussen denominasies, so maklik krities raak. Die Here het jou geroep om hierdie gemeente te kom dien. Die ou mense, en miskien is dit die groot leemte en die probleem dikwels in die kerk, veral in groter gemeentes soos hierdie waar daar baie lidmate is. Die ou mense het 'n spreekwoord gehad wat gesê het, 'n perd wat nie trek nie skop. Nou terwille van die kinders en die jong mense wat ook nie die hele aksie ken nie, waar die perde voor perdekarre en waans gespan is, het die ou mense daai ding gesê as hy moet trek terwyl hy sy spiere moet inspann om hierdie kar vorentoe trek, is daar nie 'n voet wat kan oplig om te skop nie, want hy moet beur, elk voet moet op die grond wees, die krag moet ingaan om hierdie wa vorentoe te vat. Maar as hy vry hier langs gaan loop of nie ingespan is nie, dan is hy lekker lig in die lyf en dan begin hy skop. En daarom as jy nou wil weet wat is die maklikste manier om ophou krities te wees op almal in die kerk is of op ander kerke, begin werk in jou eie gemeente. Raak hier betrokke. Sê Here, wat kan ek hier vir U doen? Hier is my domein, Here. Of wat is my domein, Here, en as dit is wat U vir my gee, raak betrokke. 'n Perd wat nie trek nie, skop. Daarom is daar dikwels in groot gemeentes baie ouens wat staan en skop, want hier's te min om te doen, so dink hulle. Paulus sê ons moet mekaar se hande vat. Ons moet elkeen weet, ons het 'n verantwoordelikheid, is een gees. En daarom as die Here in 'n ander gemeente sekere gawes gee, en dit nie hier gee nie, weet hy hoekom hy dit doen. Dis nie ons probleem nie.
Ons moet dit wat die Here vir ons gee, moet ons hier implementeer en werk. En dit wat die Here vir jou gee, moet jy mee werk. En ek dink wat belangrik is, dat elkeen van ons wat hier sit, besef ek het ergens 'n gawe. Ek lees hierdie gedeelte en julle weet ek het dit al baie keer gesê, ek dink ons sal in hierdie tyd in die kerk juis die mense nodig moet hê wat gasvryheid is. Ons het sulke geslote mense geword as gevolg van COVID en ook die selfone, dat ons wêreldjies het so gegrim. Wie gaan die mense wees wat God stuur? Watter gawe gaan God vir sy kerk stuur, dat ons mense weer opkyk van die skerms af? Vry word van hierdie verslawing wat in ons lewens ingekom het en die kluisenaarslewe wat ons gelei het. En ek wonder daaroor. Ek wonder maar byvoorbeeld oor die ou aksietjie wat ons nou op 'n Vrydag aand hier in die foyer begin het weer vir ons jong mense en ook vir alle ouderdomsgroepe. Nou wil ek ietsie deel. Ek het die eerste Vrydag aand bygewoon en dit was vir my net lekker om hier rondom 'n tafel te sit en met mense wat ek nie goed ken nie, sommer net te sit en speel. En myself en dan neer te sit en te besef, maar hier is ons besig met mekaar as gelowiges op 'n vlak wat ons weer mekaar in die oë kyk, saam lag, saam speel, saam geniet. Nie daar in my huis waar ek weggryp nie. Daar begin ons skop. Daar begin ons dink aan wat kan ons sê en ons kyk ander ouens wat krities is en negatief is en ons begin saam skop. Waar as ons mekaar hier in die oë kyk en hier in die oë kyk, dan word ons deel van hierdie gemeenskap van die gelowiges wat mekaar se broosheid ken, mekaar se swakpunte ken, mekaar se sterkpunte ken, maar fokus op die Here aan wie daar die eer is. Hier haal ons ons krone af, verlaat ons trone om te sê, Here, aan U kom die eer toe. Daag jou uit. Kom ons vra minder, hoe verskil ons? Maar ons vra meer, wat is daar wat ons saambind? En Paulus sê dit glashelder. Dit is die gees wat in ons almal woon. Net een gees. En daai gees is die skepper wat in die begin die verskeidenheid daar gestel het. So hy sal in die kerk verskeidenheid daar stel. Dis ons uitdaging. Ek sluit af. Watter getuienis, of kan ek so sê, wat sal anders wees in die kerk as ons net 'n klomp homogene mense is wat dieselfde dink en dieselfde manier kies het en dinge en ons kom goed klaar. Daar's geen uitdaging. Maar juis, en dit leer die gemeentes van die Klein-Asië wêreld waar daar 'n verskeidenheid van mense, Jode, Grieke en allerlei goed bymekaar kom, die nuwe uitdaging is, hoe gaan hierdie ouens dit regkry? En die oomblik as hulle dit regkry, dan dit vir die wêreld van daai tyd 'n getuienis gelewer. Ek sê, hierdie ouens is nogal 'n verskeidenheid. Ek kom baie prakties met jou. Onthou die Christene daai tyd in die sinagoges begin bymekaar kom. Dit was altyd Paulus se beginpunt, na die sinagoge gaan. Wie was in die sinagoges aanvanklik? Die Jode. So dit was 'n homogene groep met 'n homogene agtergrond, met selfde kultuurgewoontes. En ek kan maar net sien op die begin as Paulus met sy Christenetjies daar in die sinagoge, onthou die sinagoge was nie 'n kerk nie, dit was 'n kerk, dit was 'n stadsaal. Daar is kerk gehou, daar is geleer, daar is gedebatteer. En nou kom hierdie klomp Christentjies onder Paulus en hierdie Jode staan ook so bietjie weg, die wat nie tot bekering kom het nie. Hulle kyk hier klompie sê, daar's nie 'n manier wat hierdie kan werk nie. Kyk daar's 'n Griek, daar's 'n Jood, daar's 'n Romein, en daar's 'n ou uit die noorde van Afrika. Hoe op aardige maniere ons bymekaar kom. Jy sal sien hulle gaan môre uit mekaar uitspat. En dan is die getuienis van die kerk juis uit sy diversiteit, dat die Gees mense kan saambring wat net die Gees kan doen. Dit is 'n getuienis. Dit is 'n maklike plek as ons almal dieselfde dinge het en ons hou hande vas. Maar die oomblik as ons kan diversiteit akkommodeer en absorbeer, nie maklik nie, ek sê absorbeer, dis soos 'n ou wat 'n stukkie skok absorbeer, jy moet dit kan vat. En ons bly vorentoe gaan. Dis 'n getuienis. As mense sien ons dit regkry. Kom ons bid vir die kerk van die Here in die wêreld. Nie net vir die Brein Park nie net vir mekaar nie, vir die kerke in Ermelo, vir die kerke in Suid-Afrika, vir die kerke in die wêreld, vir eenheid, wat ons sê, maar al verskil ons, al is ons katholiek, hervormd of gereformeerd uit die protestantse groep, al is ons uit die koptiese kerk uit, as ons Jesus Christus as verlosser bely, die koning van die wêreld, is ons een, want net die Gees laat ons roep,
Abba Vader. Here, baie dankie dat ons vandag u woord het. Dat daar so vroeg in die Christelike kerk al bietjie gestwee is oor diversiteit. Jy is diversiteit oor die werk van die Gees, 'n baie intieme probleem. En tog, Here, kom u en u laat Paulus hierdie briefie skryf om net vir hierdie klompies te sê, maar al is daar 'n verskeidenheid van goed, daar's een Gees. En hierdie Gees is in beheer. Mag ons dit weet. Mag ek nooit met my gawe wat ek van u se kant af ontvang het, een kant toe staan nie, want u het hom vir 'n doel hier gegee. Help ons om in die wêreld ons krone en ons trone maar 'n bietjie neer te sit en voor u te buig, aan u die eer tot in ewigheid. Amen. Vriende, kom ons dien die kerk. Totsiens.